Hierdie dag was die dag toe Jesus opgestaan het, het hy die hele wêreld verander. Voor dit was dit maar net 'n slakkepas wat die mense geloop het. Maar na hierdie dag het hy iets. Ek wil net eens versie vir u voorhou vanmôre. Dis hierdie 2 Petrus 3 vers 18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus, die Saligmaker. Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as vir die dag van die ewigheid. Nou jy weet, ons het baie gehoor van wonderlike ondervindinge wat die Here gedoen het, maar die oomblik toe daai man aan die kruis vir die Here sê, Here, dink aan my as u vannag in die doderyk ingaan. En hier was 'n begin van 'n groot gebeurtenis wat in die doderyk gebeur het. Voor dit was die dood 'n doodse stilte ding gewees. As jy net dink aan mense wat dood is, die een het seker hier so daar gesit, maar niemand het ag gegee oor wat om hulle aangaan nie. Maar die dag toe Jesus sy asem uitblaas, het daar in die doderyk 'n oorlog ontstaan. Hierdie dag was een van die mooiste dae wat in die doderyk plaasgevind het. Die Here sê vir die Satan, jy kan alles doen, maar moet net nie Job se lewe vat nie. Met ander woorde, as jy dit kan vergelyk, was hierdie oomblikke 'n dag toe die Here dit gesê het die duiwel die sleutels van die doderyk in sy hande geneem. En hy sterf die Here Jesus. En ek wil vir u sê, die eerste plek waartoe hy toegegaan het, die eerste ontmoeting wat mense na die dood van Jesus hom ontmoet het, was die dooies wat in die doderyk was. Maar by dit alles wil ek net hierdie versie ook lees in Psalm 24. Hy sê, hef op julle hoofde o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Nou moet jy weet, die oppasser wat daar gestaan het, wat alles opgepas het, was seker die demone of wat ook al. Maar hierdie dag kom daar 'n geroep en hy sê, hef op julle hoofde o poorte, maak oop die deure. En ewe skielik gebeur daar dinge wat nog nooit in die doderyk gebeur het nie. En die antwoord kom, wie is die erekoning? Totdat daar in die doderyk het hulle gewonder wat gebeur. Maar toe stap Jesus met die man wat saam met hom gekruisig was. Toe stap hulle die doderyk in. En die eerste ding wat gebeur, is dat Jesus van die sleutels van die doderyk en die dood van die Satan al weg. En hy sê, van nou af is ek in beheer van die dood en die doderyk. En hier sê hy, maak net oop
En almal wat daar staan of sit in die doderyk, word bewus van Jesus wat ingestap het. En hy sê, die Here, geweldig in die stryd. Dis hy oomblik, ek wil vir u sê, die duiwel wou nie die sleutels oorhandig nie. Maar toe hy agterkom, hier gaan 'n stryd wees. Ek besit dit, maar vanmôre, vanaand, word ek ontneem van daai gesag wat ek het. Die duiwel het krag om alles te doen, maar die autoriteit van hierdie wêreld behoort aan Jesus Christus. Amen. En hy vat dit af van die duiwel af. En toe roep hulle weer uit, hef op julle hoofde, o poorte. Ja, hef op julle ewige deure, dat die ere koning kan ingaan. En die geroep kom weer, en sê, wie is dan tog die ere koning? Die Here van die leerskare. Hy is die ere koning. En vir die eerste keer vat die Here Jesus die doderyk oor. Dit was die eerste verskyning van Jesus Christus aan die doderyk. En toe weet hulle, daar was geskrywe van hom daar ergens, het Biliam uitgeroep, toe hulle vir hom sê, vloek hierdie volk. Toe sê, maar ek sien 'n ster wat opkom, en as jy daai ster, gaan die hele aarde bedek. En Biliam sê vir die koning, daai ster het opgekom, ons kan nie teen hom veg nie, geen demoon, geen menslike krag, al as jy die sterkste man op aarde, kan nie beklei met die ster wat Biliam gesien het nie. En weet jy wat wonderlik? Toe hy die sleutels afvat, hy is begrawe, hy is in die graf gesit. Toe besef die doderyk, maar daar's net een ere koning. Dis Jesus Christus. En weet jy wat vir my wonderlik is? Die derde dag breek aan. Die derde dag was een van die dae wat vir die disippels een van die wreedste dae was. Hulle daar beplan, kyk, ons hele toekoms, ons hele drome, wat ons om Jesus gehad het, is nou verby. Maar die kom 'n vrou aangestap. Jy hoor haar voetstappe. Dit gaan soos iemand wat eintlik sleepvoete het, moedeloos en verlate. Haar koning, haar Jesus is dood. Dit beteken alles is verby met haar. Haar hele toekomsvisie was gebou om Jesus. Maar wat gebeur daai oggend? Toe sy by die graf kom. Sy kyk so in die graf. Terwyl sy so in die graf kyk, toe sien sy, maar hier lê net doeke in die graf. Waar is Jesus? Daai oomblikke, toe sy gesmag het, uit haar binneste, sy wil miskien blomme, of iets gedoen het, om net by die graf te staan, al was hier die klip voor die graf, sal ek maar net daar kniel, of lê en huil oor hom, maar toe ek by die graf kom, toe is die klip weggerol, en binne die graf, is daar net doeke wat daar lê. Toe besef, hierdie vrou, dat iets snaaks gebeur.
Die soldate wat aangestel is by die graf, daar's geen een wat daar is nie. Maar weet jy, hierdie vrou smag uit haar hart uit, wat het hulle met Jesus gedoen? Die Romeinse ryk, wat die wêreld geregeer het daar gestaan, en sy het geweet, dis een van hulle, want terwyl sy so kyk na die graf, en die trane loop oor haar wange, toe hoor sy, hier stap iemand nader, en toe hierdie persoon nader stap, toe besef sy, hierdie tuinier, wat hierdie pragtige tuin gemaak het, waar die graf was, ek sal maar met hom moet praat. En die traan, ek glo nie, sy het opgekyk na hom nie. Maar terwyl sy so staan en huil, of miskien op haar knieë staan, of miskien lê, die Bybel praat nie hoe sy dat toestand daai oomblik was nie. Maar sy sê vir hierdie man, meneer, as jy net vir my kan sê, waar het jy my Jesus neergelê? As jy my net kan vertel, wat het van hom geword? Dus kyk, doodse stilte. Toe praat die stem, en sê vir haar, Maria, ek wil vir u sê, toe sy hierdie stem hoor, wat met haar praat, toe besef sy uit haar binneste, dit is 'n stem wat sy geken het, toe sy in sonde geleef het haar die stem vir haar gesê, my genade is vir jou genoeg, en ek het haar liefde ontvang, en sy kyk op na hom, en sy sê vir hom hierdie mooi woorde, Rabboni. Broer en suster, 'n verlate vrou, wat gevoel het, sy beteken niks meer op die aarde, as Jesus nie daar is nie, roep uit en sê, Rabboni, wat beteken my meester, my koning, ek het u so lief. Nou die Bybel praat nie baie wat daar gebeur het nie, maar ek dink by myself, sy het hom op sy lyf gegryp, sy het Jesus aan haar sy gedruk, en gesê, miskien haar liefde verklaar aan hom, wanneer 'n mens Jesus verloor het jy alles verloor, maar God dank vir iemand wat die graf, die hel en die dood oorwin het, wat uitgestap het en gesê het, ek is die oorwinnaar, ek is die Here koning, die doderyk het het besing, almal het het gehoor, hy is die Here koning. En broer en suster, wat vir my die wonderlikste is, Jesus sê vir haar, Maria, ek het vir jou 'n boodskap. Het jy al verlang dat jy 'n boodskap kan kry van die koning van die konings? Het jy al begeer in jou binneste om my te roep na hom? Gee my net 'n boodskap wat ek vir iemand kan gee. En Jesus sê vir Maria, ek wil hê jy met 'n boodskap gaan oordra. Ek wil vir u sê, dis die grootste oomblikke wat 'n vrou in haar hele lewe kon meemaak, was daar die dag by die graf van Jesus. En Jesus sê vir haar, gaan sê vir my disippels, gaan sê vir hulle, en vir Petrus, die Here Jesus sê nie,
en met 'n verwyte in sy stem, en gaan sê vir die disippels, maar veral vir daai verraaier, daar een wat teen my opgestaan het, dit is nie die woorde van Jesus nie. Jesus het dit alreeds vergewe, want hy het aan die kruis gesterf vir elke verraaier op hierdie aarde, wat Jesus nie wil erken nie. En weet jy wat wonderlik is? Gaan sê vir hulle, nou ek weet nie hoe het dit gebeur nie, maar het jy al gesien, 'n vrou, wat met swaar voete geloop het sy ewe skielik begin hardloop, en sy het gehardloop, daarna by Vagie toe, daar waar hulle almal by Jesus se moeder by mekaar was, en sy storm in haar deuren, uit asem. Nou ek wil vir die sê, iemand wat hard gehardloop het, kan nie lekker praat nie, maar toe sy daar instap, toe skreeu sy uit, hy het opgestaan, halleluja, en hulle staan daar, en wonder wat gebeur, en hy sê, hoorie, ek was daar, ek het Jesus gesien, en wat gebeur, broer, suster? Petrus het ook seker daar gestaan, toe sê sy vir hom, Petrus, Jesus het opgestaan, en toe hy dit hoor, toe begin hy en Johannes kon nie meer laat staan nie, hulle begin hardloop, en ek wil vir die vanmorgen sê, as jy na graf toe gaan, en jy hardloop, met die wete, gaan ek Jesus daar kry, en broer en suster, hy was nie daar nie, hulle het wel engele gesien, maar weet jy wat gebeur, broer en suster, om na Jesus te hardloop, is een van die belangrikste. Die melaatse man skreeu uit, en hy sê, melaats, en al die mense stap verby, maar sy storm op Jesus af, die ere koning, die koning van die konings, en hy val voor hom neer, en sê, Here, as U wil, kan U my reinig, en Jesus sê, ek wil. Vanmorgen wil ek vir jou sê, hardloop na Jesus toe, met enige ding, hy het opgestaan, en hy wil, en hy sal jou omstandighede verander, maar hardloop na hom, nie stap nie. Daar's 2 ander mense, wat 'n jammerte is het, wat ook so gestap het, geboue hoofde. Die een het vir die ander een gesê, ons het spesiaal na Jerusalem gekom, ons het spesiaal verlof gevat, ons het alles wat daar is agtergelaat, om by Jerusalem uit te kom, om by Jesus te wees. Maar net voor die Pasga begin het, word hy gekruisig, met trane in hulle oë, met 'n stemme wat maar moeilik praat, begin hulle so praat. Maar ek wil vir u sê, terwyl hierdie 2 mense so stap, alleen, toe stap daar iemand nader aan hulle. En die Bybel sê, en Jesus het saam met hulle gestap. Jou omstandighede kan hoe moeilik wees, maar ek wil vir jou sê, daar is iemand wat opgestaan het, wat nader stap, en hy stap, hy's 'n gentleman, hy is iemand bokant almal, en terwyl hulle so stap, met 'n swaarmoedige hart, met 'n moeilike droefheid aan hulle binneste, toe sluit Jesus by hierdie 2 mense, wat op pad huis toe is na Emmaus toe, toe stap hy saam met hulle. Ek wil vir die sê, en die Here Jesus sê, waarom is julle harte so swaar? En broer en suster,
Die ene sê vir hom, is jy dan 'n vreemdeling? Hoeveel male in ons lewe sien ons Jesus as 'n vreemdeling. Ons kyk maar en sê, ag, my omstandighede, my moeilike lewe is maar deur mekaar. Ek wil vir u sê, by Jesus gebeur daar iets. En hy begin oor die skrifte met hulle praat. Hy kom nie daar by hulle en sê, hoor man, hier is my hande, hier is my voete, dit is hoe ek lyk nie. Maar weet jy wat, hierdie twee mense luister en hulle hoor van 'n man wat praat, nie soos 'n ander een nie, maar hy praat met gesag, sê die woord van die Here. En hy praat met hierdie twee mense, en hy bring hulle twee by mekaar, en hulle begin ek weet nie, vinniger loop of wat ook al nie, maar daar begin iets in hulle lewe plaasvind. En broer en suster, en terwyl hulle by Emmaus kom, toe wil Jesus aanhou stap. Maar ek wil vir jy sê, as jy eers saam met Jesus gestap het, wil jy nie hê, hy moet verby stap nie. Jy wil saam met hom wees. En hierdie twee mense sê vir hom, meneer, jy kan nie verder gaan nie, kom saam met my na ons huis toe. En Jesus stap saam. Ek wil vir jy sê, sonder Jesus in jou huis, het jy 'n huis van smarte. Jy het 'n huis wat leeg is, wat eensaam is, wat vergete is. Maar hierdie twee mense kom daar, die ene maak seker koffie of tee, en maak toebroodjies of wat hulle ook al doen. En terwyl hulle alles om die tafel sit, dit was die gewoonte van daardie tyd, dis hoekom bid ons ook voordat ons eet. Toe begin Jesus te bid. En hy bid oor die kos, dat dit geseënd moet wees. Maar terwyl hy sy hande so opsteek, toe maak hierdie twee mense hulle oë oop, en hulle sien die wonde in sy hande. En weet jy wat, broer en suster, terwyl hulle dit sien, toe besef hulle, wat die koning, die ere koning, is in hulle huis. En broer en suster, ek weet nie of hulle saam geëet het nie, maar een ding weet ek, hulle harte het verander geword. Die doel van Jesus Christus se opstanding is, jou hart moet verander word. En weet jy wat sê die een ou vir die ander ou? Hy sê, ek wil net vir jou sê, my hart brand binne my. Jy sê die koortjie, dit borrel. My hart is aan die brand, want Jesus het ons gesien, hy's nie in die graf nie. Onthou, hulle het nie graf toe gegaan nie. Hulle het net gehoor van al hierdie dinge. Maar die wonderlikste is, die een ou sê vir die ander ou, my huis kan hulle maar vanaand beroof, maar ek hardloop nou terug na Jerusalem. En broer en suster, nou daai twee ouens, dis amper soos Petrus en Johannes, begin hardloop, en hulle hardloop, en daar in 'n bo vertrek, sit 'n klompie disippels van die Here, en hulle is in doodsgevaar. Die Bybel sê, hulle het eintlik hulle deure gesluit, hulle het alles toegemaak. Dit was 'n verskriklike omstandighede, want hulle was bang vir die owerhede, hulle was bang vir die kerk, wat enige oomblik daar hulle in hegtenis kan neem. Maar terwyl hulle so sit en staan, ek weet nie wat nie, dis daar 'n gestamp aan daai deur, en daar, hulle hoor dit, en die een sê, as jy seker aan binnekant, weet jy wat, dis die Romeinse soldate wat hier is, dis ou Caiaphas met al sy manne van die tempel, die soldate is hier, om ons in gevangenis te neem.
En die ene van die moed, en hy maak die deur oop. Toe val die twee ouens sommer so in. Hy het seker daai onderste bo gestamp, en hulle skreeu uit, Jesus het aan ons verskyn. Hy het opgestaan. Ek wil vir u sê, dit was 'n verskriklike oomblik. Daar in hy bo vertrek, waar 10 disippels staan, en hulle sê, ons kan dit nie glo nie. Maar die een sê vir hom, hy het saam met ons gesit. Hy was aan die tafel by ons. Ek het sy wonde in sy hande gesien. Terwyl hulle opgewonde kyk, broer en suster, en hulle hoor van hierdie dinge, en hulle vergelyk Maria se storie, en hulle vergelyk hierdie storie, dit is die ouens wat Jesus nie gesien het nog nie. Broer en suster, 'n doodse stilte het seker gekom, en die een ou het die ander een gesê, luister, dis maar net 'n storie hierdie, dit is maar net so, maar weet jy wat gebeur? Terwyl hulle praat van die opgestane Jesus, hulle begin vertel van hierdie man, wat saam met hulle gewandel het, en al die mooi dinge vertel. Toe sê die Bybel, op daai oomblikke, toe staan Jesus in hulle midde, en onmiddellik erken hom, ander het geskrik, hulle het nie geweet wat gebeur nie, maar Jesus sê, vrede vir julle. En toe dit sê, broer en suster, toe dit, ek sal sê chaos. As die Here Jesus vanmôre in hierdie saal verskyn, wil ek vir u sê, nie een van ons sal op die bank sit nie. Hier sal 'n gejuig wees. Hier sal 'n geskreeu wees. Ek het jy so ietsie gesien van Driekus Du Plessis. Terwyl hy gewen het, toe staan die skare op. En hulle verheug sy oorwinning wat hy gekry het. En daar die dag in die bo vertrek, was dit die grootste gejuig, wat seker nog ooit plaasgevind het. Hier staan Jesus by hulle stil. Is dit nie 'n wonderlike ervaring wat mense het nie? En broer en suster, en goeie aand het verbygegaan. Die volgende dag, toe stap ou Thomas, en hy groet ou Petrus in die hand, en hy groet ou Johannes, en ou Andreas, en al die ander disippels groet hy, en hulle sê vir hom, jy het iets groots gemis. Die wêreld mis iets groots, dat die opgestane Jesus, wat daar is, as hy nie daar was nie, is alles verlore. En as hy nie in ons huis is, of in ons lewe is nie, dan is jy soos Thomas. En Thomas antwoord hierdie ouens, nou broer en suster, hy sê vir hulle hierdie woorde, moenie vir my lieg nie. Ek sal julle nie glo nie. Ek sal niks met dit te doen wil hê nie, maar as ek hom sien, sal ek in sy hande kyk. Ek sal hierdie vinger vat en in sy hand in sy wond druk. En ek sal daarin druk. Ek sal na sy sy toe gaan, waar die swaard van die soldaat ingedruk is, en ek sal my vinger of my hand ook daarin druk, dan sal ek glo. Broer en suster, terwyl Thomas hierdie woorde uiter, dat hy vertel hierdie ouens, julle het verkeerd gekyk. Toe ewe skielik staan Jesus daar. Ek wil vir jou vanmôre sê, al is jou ongeloof hoe groot, al voel jy baie kere, dit is verby met alles, wil ek vir jou sê, Jesus het opgestaan, en hy staan by jou, en Jesus antwoord vir Thomas. Petrus het nie geantwoord nie, Johannes het nie geantwoord nie, niemand het geantwoord nie, maar Jesus antwoord hom, en sê Thomas, hier is my hand,
Hier is my sy, en hy vat sy kledingstuk, en hy maak sy sy oop. Hy sê, kom, en kom druk jou hand hierin, dat jy weet wie ek is. En broer en suster, terwyl hierdie drama om so afspeel, toe val Thomas op sy knieë, en die Bybel sê, hy sê, my Here en my God, dit is U wat met my praat. Ek wil vanmôre vir u sê, die grootste tydperk van alle tydperke in die kerkgeskiedenis was die verkondiging van 'n opgestane Jesus. Die kruis is belangrik, maar die opgestane Jesus het een ding voorspel in hierdie skrifgie wat ek vir gelees het. Die van in Petrus wat sê, daar moet iets toeneem in ons gedagtes. Daar moet iets in jou bediening, moet iets groei. Lang genoeg het jy en ek gestagneer in ons toestande. Ons het maar gedink, ag wat, laat Gods water maar oor Gods akker loop. Maar die Bybel sê, dat die genade van God het toegeneem, en het begin besef, dat sonder genade, sal ek en u nie vanmôre in hierdie plekkie gewees het nie. Maar sy genade het versprei, en binne in ons kom woon. En broer en suster, vir ewig, sê die Bybel in 2 Petrus 3 vers 18, vir ewig is hy die Here van die leerskare. En dan sê hy op die einde, wanneer die ewigheid aanbreek, gaan hy daar wees. Halleluja! Hy gaan daar wees, broer en suster. Wanneer die ewigheid begin, gaan ek en u saam met hom. Of het nou nie 'n nuwe aarde of nuwe Jerusalem is, dit weet ons nie waar ons gaan wees nie, maar ons gaan saam met Jesus wees. En ons, ek glo nie ons gaan vra nie. En ek sal sê, soos wat die Here vir Paulus gesê het, my genade was vir jou genoeg. In die hemel sal dit weer galm, as ek by Jesus kom, en ek kyk hom so aan, en ek sê vir hom, Here, ek verdien eintlik nie om hier te wees nie. Dan sê hy vir my genade was genoeg vir jou, om jou hier te kry. Kind van die Here, sy genade is vir jou en vir my genoeg. En weet jy wat sê die Bybel? Sy sterwensuur het aangebreek. Alles. Hy het die sonde van die wêreld op hom geneem, sodat ek en u regverdig voor hom kan staan. Is dit nie wonderlik nie? Dit maak my so opgewonde, om te dink, Here, u sterwe en die opstanding het vir my, Frans Nolte, het iets groots beteken. Hy het vir my gesê, ek maak jou regverdig. Jou sondes is vergewe. My bloed het dit oordek. Nou wil ek hê, jy moet in die genade van God moet sterker in jou lewe inkom. Moet nooit die genade van God verag nie. Ons gaan in stadiums kom wat ons moedeloos word. Ons gaan in stadiums kom waar ons wil terugkeer na die ou wêreld toe. Maar Jesus het opgestaan. En omdat hy opgestaan is, broer en suster, sê hulle, die grootste kerk in China, al is dit klomp klein kerkies, verkondig Jesus Christus. Indië het hulle deure oopgemaak, soos nog nooit van tevore nie. Billy Graham se seun preek daarso, en hy het 'n evangelieveld wat geweldig groot is. En al wat hy verkondig is, Jesus die opgestane ene, die een wat aan die kruis gesterf het, die een wat vir ons gesê het, ek kan jou regverdig maak,
Die Hindu het gesê, maar ek het my God. Maar hy beteken niks nie. Seker 40, 50 jaar gelede, in Durban, speel daar 'n verskriklike, sê maar drama af. Toe kom daar 'n sekere, ou van die, wat Hindu geloof, en hy sê vir 'n prediker, sê vir die pastoor De Bruin, ek sê jou wys wat my God kan doen. En hy trek sy skoene uit. En broer en suster, daar so koolvuur wat daar oploop. En hierdie Hindu loop so oor. En toe hy aan die ander kant kom, toe gryp hy na sy voete en skat dit af ensovoorts, hoe hy sy voete gebrand het. Toe sê pastoor De Bruin, ek sal my kouse uittrek. En hy trek sy kouse uit. In die volgende oomblik, toe stap hy oor. En toe hy aan die ander kant kom, toe stap hy weer oor. En hulle vertel, terwyl hy so loop, op hy kole voor daardie klomp Hindus, toe gryp hulle, en hy vertel vir hulle van Jesus die opgestane. En daardie dag het daar seker 200 mense onder die bediening van pastoor De Bruin tot bekering gekom, omdat hy bewys gelewer het van die genade van God, wat onbeskryflik groot is. Kom ons eer die Here, kom ons aanbid hom, kom ons gee ons lewe weer verniet aan die Here, en ons begin hardloop na Jesus toe. Here, ek dank U vanmôre vir U woord. Ek dank U vanmôre dat ek weet, U het opgestaan. Die doderyk het gesê, dis die erekoning. Almal het gesidder en gebeef. Maar toe hulle hoor van die erekoning wat in die doderyk instap, Here, toe gebeur daar iets. Toe Thomas hoor, dit is Jesus. Toe roep hy net uit, sê, Here, my God. En ons wil vanmôre vir U dankie sê, vir 'n dag, dat U die graf, die hel en die dood oorwin het, en dat U die sleutels van die doderyk, wat aan die duiwel behoort het, teruggevat het, sodat ons kan lewe tot in alle ewigheid in Jesus naam. Amen. Amen.